Môre, hoe gaan dit by julle? Dis 'n nuwe week en ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad en dat julle uitsien na hierdie week wat voorlê en mag julle elke môre vars opnuut met die Here se teenwoordigheid verras word. En as julle natuurlik saam met hom die nuwe dag ingaan, mag jy weet dat hy jou hand vashou en dat hy saam met jou hierdie nuwe pad gaan stap. Is lekker om hierdie week saam met julle te wees. Ek begin ons week uit 2 Korintiërs 5 vers 17. Ek wil graag so 'n bietjie uit die ou vertaling lees, uit die 33. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dalk is dit miskien vanoggend nodig om vir jou 'n reguit vraag te vra. Het jy die vaste oortuiging, het jy die geloofsekerheid, dat jy deur die genade van Jesus aan God behoort? Dink so 'n bietjie vanmôre daaroor. Het jy 'n vaste oortuiging vandag? Het jy 'n vaste geloofsekerheid, dat jy deur die genade van Jesus aan God te behoort? En as jy dalk vanmôre nie weet hoe om dit te antwoord nie, is dit 'n ongelooflike geleentheid om net te sê, Here, hier is ek. As jy dalk nie vandag seker is nie. Bid sommer net saam met my, Here Jesus, help my om duidelik te verstaan wat U wil doen en wat U vir my beteken. En as ek dan ook nou my hart vir U gee, kom vandag my in 'n volle sekerheid tegemoet, dat U my siel gered het, dat ek volkome aan U behoort. Amen. Miskien is dit volgens die groot vraag waarmee jy worstel, nee. Kan 'n mens 100% seker wees dat jy regtig gered is? En dan kan ons wat die Here ken ook in gebed intree, al is daar net een persoon vandag wat vir die Here sê, hier is ek. Dalk is jou vraag, okay, maar hoe kan ek weet ek het die lewe? Wel, die Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het die lewe. En hy wat die Seun van God nie het nie die lewe nie. So die een wat die Seun het die ewige lewe. Dit is so duidelik soos daglig. En as jy die ewige lewe het, dan is jou siel gered. In 1 Johannes 5 vers 13 en 14 in die ou vertaling staan daar, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En dan kan glo in die naam van die Seun van God. Ja, een van my groot Puriteinse helde, oom Arthur Pink, het eendag gesê, God het ons sekere dinge beloof, daarom kan ons met geloofsekerheid daarvoor vra. En ek en jy kan vanmôre met geloofsekerheid hierdie wêreld ingaan, deur heeltemal 100% seker te wees, dat die Here Jesus my gered het. En daarom hoef ek en jy nie een oomblik in twyfelagtigheid in hierdie wêreld rond te gaan loop nie. Jy is God se kind. As jy glo dat Jesus Christus die Here is, en as jy glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Paulus sê dit so duidelik in Romeine 12 vers 8 en 9. En mag ek en jy vandag met daai sekerheid in die wêreld ingaan. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie dat ek vanmôre met 'n volle hart weet dat U by my is, dat ek U sin is, dat ek aan U behoort en dat U my gered het. Dankie dat ek daai belydenis kan maak dat Jesus Christus die Here is en ek kan dit doen met die volle oortuiging van die Heilige Gees wat in my woon. Help my dan vandag ook om daai sekerheid te gaan leef in 'n onsekere wêreld. Ek vra en bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle. Hoop julle het 'n mooi en 'n geseënde dag verder. Môre praat ons weer. Totsiens.